Hier is 'n moeder se grootste behoefte is dat daar rus en vrede in haar huis sal wees. Amen. Wie van julle weet hoe voel dit as jou kinders beklaai en hulle gil en hulle skreeu op mekaar? Dis die ding wat jou die moegste maak in die lewe. Maar wat lekker is as jou kinders stil en rustig is. Amen. Baie dankie, kinders kan gaan. Excuse? Birthday. Verjaarsdag. Yes. Vandag verjaar Daleen, ons sê Daleen baie geluk. En onthou, jy word nie ouder nie, jy word nie beter. Amen. Halleluja. En dan Johan die 13de en Christopher die 14de. Baie geluk aan julle. Ons grootste van ons vir pastoor Mimpie ook sê, baie geluk met haar verjaarsdag, wat die 15de is. Amen. Pastoor Mimpie, baie dankie vir alles wat jy vir ons doen. Ons waardeer dit, ons waardeer jou harde werk en al jou moeite, en ons is verskriklik baie lief vir jou. Mag pastoor Mimpie 'n wonderlike verjaarsdag hê Vrydag. Baie Thank you. Beste plek om te wees is in die liggaam van Christus. Dis waar jy liefde ontvang. Ons grootste bron van rus is ons hemelse Vader. En Psalm 46 vers 10 sê, wees stil en weet ek is jou God. Kom ons vertaal hom net so bietjie anders. Stop jou geskarrel en kom tot rus. Dis 'n dissipline wat jy moet doen. Partykeer voel jy overwhelmed. Partykeer voel jy, die lewe is te vinnig en te gejaag. Kom tot inkeer en 'n rus, net so 'n bietjie rus by die Here. Halleluja. Nou, daar was 'n vrou gewees wat 'n godsvrou was en wie van julle weet van voorskote? Almal van julle ken van voorskote, nee. Die ou tannies het sulke lekker groot voorskote gehad, sulke wit is. En dan partykeer het hulle dit nog gestyf ook. Jy weet dan daai voorskoot so styf gestaan. Nou hierdie tannie het 2 seuns gehad. Nou die seuns was nie stout gewees nie, maar sy was 'n besige tannie gewees. En haar 2 seuns was die 2 Wesley broers. Onthou die naam, die 2 Wesley broers. En dan kort as die lewe 'n bietjie rof gaan en as die kinders 'n bietjie rof speel en daar's te veel geraas, dan het hierdie tannie, sy het die kans gehad om nou eers in haar binnekamer in te gaan en die deur toe te maak, om met die Here te kommunikeer nie. Dan het sy sommer hierdie voorskoot gevat en die voorskoot so opgelig. En dan sy sommer net by die Here gaan sit en begin bid en gesê, Here, dankie, U is my bron van vrede, my bron van rus. En so het sy in die voorskoot in gebid. En hierdie 2 seuns van haar was al gewoond daaraan gewees, dat as mamma die voorskoot so maak, Oor haar kop gooi. dan moet hulle weet, hulle moet nou rustig raak. Want mamma wil rus en vrede hê. En hierdie 2 seuns van haar, soos ek sê, sy was 'n goddelike vrou gewees. En snaps, as sy so die voorskoot oor haar kop gegooi het en sy so 'n bietjie gebid, dan sy ook sommer rustig en kalm. Jy weet, dan sien sy weer kans vir dinge. So, hier's 'n goeie tip, mamas, papas, as jy voel, die lewe is nou te vinnig, die lewe is nou te gejaag. Al het jy nou nie 'n voorskoot nie, gaan net vir 5 minute en raak rustig. Haal diep asem en praat met die Here, want hy is die een wat vir ons lewe rig. Nou hierdie 2 seuns het eendag van die kerk af gekom saam met haar. En toe sê hulle vir haar, hulle sê, mami, die musiek in die kerk is daarom maar nie mooi nie. Jy weet? Ek weet nie hoe weet julle van die ou tydse psalms en goed, was partykeer so trekkerig, so onsingbaar, jy weet, en toe leer sy hulle 'n goeie les, toe sê sy vir hulle, as jy 'n fout raak sien, dan het die Here jou die vermoë gegee om daai fout reg te maak.
Toe sê sy vir hulle, sy sê, nou gaan sit julle elkeen met 'n bladsy en 'n papier en julle skryf nuwe songs vir die kerk. En die Wesley broers het baie geestelike liedere vir die Here geskryf. Maar waar het hulle gesien van waar kom hulle bron van krag vandaan? Hulle het gesien by Mammy wat die voorskoot vat en hom voorskoot so gooi en dan sit sy in sy bid en dan kry sy weer rus, dan kry sy weer krag. Daar's 'n lied in Engels, in the presence of the Lord there is peace. In die teenwoordigheid van God is daar vrede. Amen, halleluja, vrede. In the presence of the Lord there is joy. In the presence of the Lord there is healing. Lord, I stand in your presence with my life. Amen. In God se teenwoordigheid is daar rus en vrede. Maar dis 'n dissipline, want die lewe gaan, liewe is 'n rotreisies, wie van julle weet, is 'n rotreisies. Jy moet opstaan, jy moet werk toe gaan, jy moet dit doen, jy moet kom kos maak, dan moet jy kom skoolgoed was, dan moet jy potte skuur en dis 'n rotreisies. As jy nie tyd maak om by die Here se voete te gaan sit en stil te raak nie, gaan jy sy vrede, sy rus, sy kalmte, sy genesing en sy inspraak in jou lewe, jy gaan dit mis. Ja, So, amen. dis baie belangrik. En baie jare terug het ons vir die mense gesê, kry 'n luisterkamer. Nou, 'n luisterkamer is net, dit kan 'n hoekie in jou huis wees waar jy gaan sit, soos die ou tannie agter die voorskoot skoot begin bid het. So kan dit by jou wees. Dit kan onder 'n boom wees waar jy gaan sit en leer jou kinders. Ons het ons kinders geleer, as ma bid en pa bid, dan pla julle ons nie, tensy die huis afbrand. Dan moet julle skree, fire, amen, maar andersins, dan pla julle ons nie, want dis goed as 'n mens in God se teenwoordigheid kan kom. Jesaja 30 vers 15 sê, kom terug na my en vertrou op my, dan sal jy sterk en veilig wees. Kom terug na my, vertrou op God, sê die Here. En net die volgende vers sê, maar hulle het op hulle vinnige perde vertrou. Nou hier kan elkeen van ons 'n lesie leer. Hierdie mense het staat gemaak op die oorlogstuig van die Egiptenare, die vinnige perde en die vinnige karre om oorloë vir hulle te wen. Maar dis nie waar jy 'n oorlog wen nie. Waar jy 'n oorlog wen is in jou gebedskamer. Dis waar jy die oorlog wen. Jy kan nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, so spreek die Here. Jy kan nie met hierdie fisiese krag, kan jy nie dinge verander nie. Daar's net een ding wat dit kan verander. Kom tot rus. Kom terug na God toe. Sit voor sy voete en sê vir hom, Here, ek gee hierdie probleem vir U. Ek maak nie stand op eers my eie insig. 1 Tessalonisense 4:11 maak dit jou doel om 'n rustige, stil lewe te leef. Maak dit jou doel. Study to be a quiet spirit. Dis 'n dissipline. 'n rustige gees is kosbaar voor God. Yes. Is nie lekker as iemand 'n onrustige gees het nie. Iemand wat 'n onrustige gees het, skreeu en is buite beheer en dis nie lekker om in so 'n teenwoordigheid te wees nie. Wie van julle hou daarvan as iemand gil en skreeu in die huis, né? Jou arme ore, my ore kry seer van al daai geskreeu. Nee, iemand moet daai klank absorbeer. Nee man, sorg dat jy 'n rustige en 'n stil lewe leef. Onrustigheid bring 'n gejaagdheid. Nou as jy gejaagd is, kom ek vra vir julle, as jy vinnig wil 'n koek bak en jy's gejaagd en jy gryp daai bakpoeier en jy meet nie mooi nie, maar jy gooi hom
en jy vat daai soutpot en jy meet nie mooi nie en jy gooi daai sout en jy doen alles want jy's gejaagd en jy's gefrustreerd en geïrriteerd. Kan ek jou vra, hoe gaan daai koek smaak? Jy gaan plat Nie val. baie lekker. Not baie so. glad nie lekker nie, glad nie lekker nie. Amen. Dis dieselfde met ou Loukie, as jy 'n kar regmaak, nee, en jy's gejaagd, nee, en jy wil nou net hierdie ding klaar kry. En nie dat jy so is nie, ek weet jy is nie so nie, maar sê nou maar, jy maak 'n kar reg of jy maak enigiets reg. En jy's gejaagd en jy het al hierdie parte hier voor jou en jy en jy vat die drade en jy knoop die drade so vas want jy's gefrustreerd en dan sit jy die plak aan. Dan gaan hy toaster of wat ewe jy regmaak. Kaboom! Amen. Want gejaagdheid maak dat jy nie kan aandag gee aan detail nie. Dink gou daaraan, as jy in 'n hospitaal is en daar's 'n verpleegster en 'n suster langs jou bed en hulle is gejaagd. Hulle moet nou vir jou 'n drip insit. Wie van julle het al 'n drip in jou lewe gehad? Not so nice nie. Ja. En kom ons sê, hulle moet nou hierdie drip insit en daai suster is gejaagd en sy is geïrriteerd en sy vat jou arm en sy push daai naald in ou maat. Dan gaan jy deur die dak soos wat jy gil en skreeu nie, want sy het dit nie gentle gedoen nie. Amen. Maar hierdie mense wat by Voigtele werk, nee, wat is die patoloog, nee, ja, soos Caroline en daai mense, hulle weet van wie ek praat, hulle wat elke dag besig is met naalde. Ag man, hulle sit vir jou daai naaltjie in, jy voel hom nie eers nie, want hulle is stil en hulle is rustig. Amen. Raak stil en rustig in jou gemoed. Vergeet die ou rotreisies. Weet jy wat? Werk sal daar altyd wees. Sê amen. Yes. Werk sal daar altyd wees. Tekorte sal daar altyd wees, maar as een ding wat ook altyd sal wees, dis jou God, waar jy rus en vrede by kry. Handelinge 3 vers 19 sê hy, bekeer en draai terug na God, sodat jou sonde weggewas kan word en sodat daar tye van verfrissing kan kom. Ok, nou gaan ek weer 'n voorbeeld gebruik. As jy jou yskas oopmaak en daar tref jou so 'n walm, dan moet jy 'n stoel vat, jy moet voor die yskas gaan sit en jy met die vullisdrom daai kant neersit en jy moet 'n stoel daai kant neersit en jy moet 'n emmer hê met domestos en 'n lap en dan maak jy daai yskas skoon en haal jy al daai ou goetertjies uit wat in Tupperware wat jy gedink het jy gaan gebruik wat jy nooit gebruik het nie, jy weet, daai tamatie wat nou al so is en die boontjies wat al so is en dan gooi jy in die asblik. As jy klaar is, dan vat jy 'n lap en domestos en jy was daai yskas skoon. En dan as jy jou yskas oopmaak, clean green. Dan ruik hy lekker. Selfs met jou geestelike lewe. Van daai ou goed wat jy so pla, gooi dit in die asblik en kry 'n verfrissing en 'n vervassing in jou lewe. Psalm 16 vers 11 sê, in your presence there is fullness of joy and pleasures forevermore. In God se teenwoordigheid is daar blydskap en vreugde vir altyd. Psalm 91 is so mooi. Vers 2 sê hy, jy sal veilig wees. Vers 2 sê, sy engele sal jou ophou. O, ek hou van hierdie vers. Ek hou van hierdie vers. Amen. As jy voel jou krag is min, bid Psalm 91 en sê, Here, my krag is min, laat die engele my optel. Engele bestaan ouens, regtig, en laat hulle jou optel. Dan vers 6, en die Here sê, ek sal hulle red en hulle vereer, en ek sal hulle lank laat leef.
'n lang lewe kom omdat 'n mens luister na God. Amen. Dan Matteus 11 vers 28. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Yes. Amen. Waar word 'n mens vermoeid? In jou kop, jou emosies raak vermoeid. Jou kop raak naderhand moeg. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Gee vir die Here daai bekommernisse wat jy het. Hoekom moet jy dit dra? Jesus het dit reeds gedra. So hoekom moet jy daai bekommernis dra? Jy sleep dit agter jou aan en dis iets wat jou moeg maak en dis nie nodig nie. Psalm 62 vers 2. Ja, my siel is stil tot God. Laat jou siel stil raak. Jou siel is jou wil, jou denke en jou emosies. Nou, meeste van die tyd hardloop jou kop met jou weg. Jou kop sê ding, 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 hoe nou hier, wat nou daar, so. Jou kop. Maak jou kop stil, want jou kop, ja, jy het jou kop nodig as jy moet geld tel of as jy iets moet doen. Maar wat belangriker is as jou kop, is jou hart. Hou jou hart se ritme volgens God se ritme. Jy sal vrede hê, jy sal vreugde hê. Nou, Markus 4 vers 35. En toe dit aand geword het op daardie dag, het Jesus vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. Nou, dit was nie regtig 'n see nie, maar die lakes, die damme in daai spesifieke plek. Dis 'n meer. Dis 'n meer. Ja, dankie. Lake is 'n meer in Afrikaans. Daai mere was so groot geweest dat daai mere het golwe gehad. Amen. Alles die wind waai. Soos wat die wind waai. Amen. En Jesus sê vir hulle, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle die skare verlaat en hom, Jesus, net soos hy was, saamgeneem in die skuit. En daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skuit geslaan sodat dit al vol wou word. Nou, moet nou nie dink aan 'n groot skip soos die Titanic wat 3, 4, 5 verdiepings het nie. Hierdie was 'n skuitjie. Dit was 'n bootjie. 'n oop bootjie, 'n oop skuitjie. En Jesus was saam met hulle op hierdie skuitjie. Maar hy was agter, hoofletter, Jesus, was agter op die skuit aan die slaap op 'n kussing. En hy slaan die golwe. In die bootjie. In die bootjie. Wat maak Jesus? Hy slaap. Hy het die voorskoot so oor sy kop gesit. Ekskuus? Ja, pastoor. Sodat die skuit al vol wou word. Maar hy was agter op die skuit en hy slaap op die kussing. En ek wil hê jy moet so wees. Ek wil hê jy moet so wees. As daar dinge in jou lewe is wat golwe maak en wat slaan teen jou. Dan wil ek hê jy moet soos Jesus kry 'n kussing en dan raak aan die slaap in sy teenwoordigheid. Amen. Wees stil. En hulle maak hom wakker en hulle hoekom maak julle hom wakker? Jesus is die prins van vrede, hy is die prins van rus en hy is in beheer. Amen. Amen. Hulle maak hom wakker, hulle sê, gee u nie om dan dat ons vergaan nie. Kyk wat doen Jesus. En hy het opgestaan en hy het die wind bestraf en hy het gesê, ek gaan dit in Engels sê, peace, be still. En die water het stil geword. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, wie sê ek dit nou in Afrikaans, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot
stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan nou geen geloof nie? As jy geloof het, is jy stil, jy is rustig. Jy weet wie is jou bron. Mense is nie jou bron nie, perde is nie jou bron nie, waans Besittings is nie jou bron nie. besittings is nie jou bron nie, jou vreeslike slim intellek is nie jou bron nie. God is jou bron. Vereer hom daardeur en sê, Here, U is my bron. Ek gaan na Spreuke 31 toe en daarna gaan ek afsluit. Spreuke 31 is so mooi. Hy praat van 'n vrou en hy praat van die moeder van Lemuel. En ons lees daar vanaf vers 10. Wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Gaan nou nie sê soos oom Ouwas wat gesê het, haar waarde is ver bo haar korale nie. Haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. 'n Goeie vrou met 'n brein en 'n kop op haar skouers om te weet wat is verkwisting en wat is nie verkwisting nie en hoe om met geld te werk en hoe om nie met geld te werk nie. Sy doen aan haar man goed en nie kwaad nie al die dae van haar lewe. 'n Goeie vrou sal het jou man nou sy stokkies op die vloer gaan los en jy moes dit nou al weer gaan optel. Dan gaan jy nie sê, okay my man, hierdie dag, vandag skep ek nie vir jou kos in nie. 'n Goeie vrou sal nog steeds goed doen aan haar man, al het hy sy vuil sokkies op die vloer gelos. Ek weet nie julle nie, maar ek ken 'n man, ek gaan niks, nie die persoon se identiteit bekend maak nie, maar hierdie man, as die fan so waai, nee, dan vat hy sy vuil sokkie en dan mik hy vir die fan en gooi hy om in die fan en dan skiet hy fan, hy vuil sokkie agter die handkas in. En dan vat hy die ander sokkie ook en gooi hom in die fan en skiet hom toe agter die spieelkas in. En dit was vir hom lekker om dit te doen. Okay. So, as jy so met sy sokkies in die fan gooi, dan as jy opskep, dan is jy nog steeds goed vir hom. Nee, amen. Ja, hoe dit nie teen hom nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie al die dae van haar lewe. Sy sorg vir wol en vlas en sy werk met gewillige hande. 'n vrou se hande. 'n vrou se hande. En baie van julle mans wat diensknegte is, 'n vrou se hande was die skottelgoed, sy maak die kos, sy doen die wasgoed, sy hang dit op, sy versorg die kinders, sy gee vir die kinders medisyne as dit nodig is. 'n Vrou se hande is goud werd. Amen. Nou voel ek amper soos teens Jordaan waar hy liedjie wil sing. Kyk die hande, die twee hande van my. Amen. En dan as jy 'n goeie vrou het, dan knie sy nog partykeer brood en beskuit en allerlei goed ook. 'n Goeie vrou se hande. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit en van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Ag, ek is so bly ek is ook in die Bybel. Ek hou daarvan om goed te plant. Amen. Jy ook alleen, jy hou daarvan om goed te plant. Nee. Sy omgord haar lendene met krag en sy hou haar arms stewig. Amen. Sy voel dat haar wins goed is en in die nag gaan haar lamp nie dood nie. Hierdie is vir my so mooi. Hoekom gaan haar lamp nie in die nag dood nie? Want sy kommunikeer met die Vader. Amen. Sy kommunikeer met die Vader. Hier wil ek net iets sê. Jou persoonlike verhouding met God is so belangrik. Praat met die Here. Amen. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas.
Ja, sy hikkel en sy brei en sy doen naaldwerk en sy doen allerhande dinge. Sy brei haar handpalms uit na die ellendige en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Vers 21. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Sy maak vir haarself dekens en haar tabberd is van fyn linne en purper. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde en verkoop dit en sy lewer gordels aan die handelaars. Sterkte en eer is haar kleed en hierdie is vir my so mooi. Sy lag oor die dag wat kom. Sy lag oor die dag wat kom. Sy sê die Here het gister gesorg, hy sal môre ook sorg, want sy vertroue is op God. Haar mond maak sy ook met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Let wel, vriendelike onderrigting. Vriendelik help sy reg. Amen. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van huis na en die brood van luiheid eet sy nie. O, dankie tog, sy is nie lui nie, sy werk. En so aan, dan sluit hy af, die bevalligheid is bedrog en skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. En dit wil ek sê aan al die moeders vandag. Julle moeders, as jy God in jou lewe het en jy dien die Here, dan is jy 'n moeder wat geprys moet word. Want monkey see, monkey do. Jou kinders kyk na jou, as jy nooit bid nie, as jy nooit Bybel lees nie, sal hulle dit nie doen nie. As jy glad nie belangstel in die Here nie, sal jou kinders ook nie belangstel in die Here nie. Psalm 131 en ek sluit af, vers 1, 'n bedevaarslied van Dawid. O Here, my hart is nie hoog en my oë is nie trots nie. Jy sien, as 'n mens trots is, dan sê jy, ag, niemand kan my iets leer nie. Ek weet alles. Ag nee, jy is verdom as jy dit sê. Want niemand van ons weet alles nie. Amen. Almal van ons leer elke dag iets. Amen. En my oë is nie trots nie. Ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbare is nie. Ja, ouens, daar's goed wat moeilik is om te verklaar. En hoe sal jy jouself moeg maak met kwessies? Kwessies. Van party mense stel so belang in kwessies, ander mense se kwessies. Kom weg daarvan, bly jy in die kappie van jou voorskoot, waar daar is en vrede is. Amen. Moenie opgewonde raak nie. Psalm 131 vers 2. Marco, ek wil hier gaan sê in die psalm. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Nou, baie jare terug was daar 'n karavaan wat aan die brand geslaan het by die mense langs ons. En die karavaan het gebrand. Soos gewoonlik was die brandweer toe hulle daar kom, het hulle nie water in die wa gehad nie. Dit is baie jare terug. Daai tyd al het hulle nie water in die brandweer wa gehad nie. En ek weet nie of julle weet nie, maar 'n karavaan, as hy brand, dan brand hy lekker en hy brand vinnig. Daar's nie iets van dat hy lang vat om te brand, hy brand vinnig. En die man het gekom en die man was so kwaad geweest, want dis die kinders wat daar gaan sit en rook het en skelm gerook het en die karavaan het toe aan die brand geslaan as gevolg daarvan. En hierdie man was opgestres. Hy sê, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. As daar iets is wat gebeur, miskien speel jou kind met 'n bal en hy skop die bal uit, daar is jou venster uit. Bring jou siel tot bedaring voordat jy raas en slaan. Bring jou siel tot bedaring. Raak rustig en raak kalm en dink, okay, dis net 'n venster wat gebreek het. Okay. Dis alright. Amen. Dis nie so erg nie. Nou, terug na die karavaan wat gebrand het. Die karavaan
het so gebrand en hulle eventually het hulle met housepipes en met emmers en alles probeer om die karavaan se vuur te blus, maar dit het nie gewerk en die karavaan het heeltemal uitgebrand en die pa was redelik vies en sy siel was ontstem in hom. Pastoor Jan het na hom toe gegaan, na die pa toe en Pastoor Jan het sy hand op sy skouer so gesit en gesê, kalmeer, die karavaan is nou gone, kalmeer, raak rustig, wees bly, niemand het seer gekry. En die man het agterna gekom en gesê, toe Pastoor Jan sy hand so op sy skouer sit, toe sy siel tot bedaring gekom. En hy het besef, is nie moeite werd om nou hierdie kinders pakslaaf van hulle lewe te gee voor dit nie. Dit was maar net 'n karavaan. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak, soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Amen. Amen. En dan kry ons in Psalm 40 die pragtige ding, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels, soos van arende. Nou hierdie wag, die wat op die Here wag, is nie 'n passiewe woord nie. Dit is 'n aktiewe woord. Die wat op die Here wag, is 'n aktiewe woord. Dit beteken, die werklike betekenis is, dis 'n inweef. Die wat op die Here wag, weef God se gees en sy gees in. En dan kry jy nuwe krag. Amen. Jy moet daardie toelaat. Nou baie mense wil op die Here wag, maar hulle wil nie toelaat dat hierdie gebeur nie. Daai vleg, daai van God se gees in jou gees in. En dan kry jy nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels, soos van arende. Hulle wandel, hulle word nie moeg nie. Hulle hardloop en hulle word nie mat nie. Nou, ek sluit af. Daar's 'n spesifieke kristal wat net gevorm word in absolute stilte. Nou ek het die prentjie hierso en dit is seleniet. Seleniet. Nou ek gaan die prentjie omstuur, want hier is die kristalle wat gevorm is en dan staan daar so 'n mannetjie en dan kan julle sien hoe klein is die mannetjie in vergelyking met hierdie kristalle. Nou hierdie grot wat hulle ontdek het is in Mexico. En dis die grootste seleniet formasie wat ooit gevind is. En jy kry verskillendes van hulle, jy kry van hulle wat wit is, jy kry van hulle wat pink is. Hierdie spesifiek is wit. Marco, kom haal gou die prentjie. En dan kan jy hom so omstuur, so die mense kan sien hoe lyk seleniet. Nou, is baie interessant. Is baie interessant. Diamante en goed word gevorm deur druk. Geweldige druk en erg hitte vorm diamante. En so word elke kristal word op 'n ander manier gevorm. Maar hierdie seleniet kristalle word net gevorm, luister mooi, as daar geen beweging of inmenging is nie, dan vorm hulle. En die mense het hierdie kristalle ontdek en hulle sal sien hoe groot is hulle. En toe hulle dit klaar ontdek het, toe die navorsers vir hulle gesê, julle moet hierdie cave, hierdie grot, moet julle weer seël. Want as jy hom nie seël nie, gaan die kristalle nie verder groei nie. Want hierdie kristalle het absolute stilte nodig. Nie 'n beweging nie, nie wind nie, niks. Dit vorm net wanneer dit
stil is. En so is jy, my boetie en my sussie, die beste van God word in jou gevorm as jy stil is en as jy rustig is. Jy sal vrede vind vir jou siel. Amen. Jy sal vrede vind vir jou siel. En dis die seleniet wat gevorm word. En soos julle weet, is as ons stil raak met die Here, dan kan die Here met jou praat. Die Here kan nie met jou praat as jou TV aan is en as jou selfoon aan is en almal gaan inskree, dan kan niemand die stem van die Here hoor nie. Die stem van die Here is 'n sagte stem. Die Here praat met jou met daai sagte stem. Halleluja. Kom ons sluit aan. Vader, baie dankie dat ons kan stil raak, Here, en weet dat U is ons God. Dankie, Here, in U stilte is daar krag, in U stilte is daar genesing en in U stilte is daar vreugde en daar's genietende oorvloediglik, Vader. Ons dankie daarvoor, Jesus. Ons loof en ons prys U vir U stilte wat U vir ons gee. Dankie, Here. Amen.